Dames en here, ons is besig om so stelselmatig ons pad deur te werk deur Samuel Wells en ek hoop dit is vir julle elkeen regtig nog sover 'n besonderse reis. Ek geniet dit elke keer om met daai werk besig te wees, so ek wil vir julle sê dankie. Ek wil net seker maak, het almal van julle hierdie week en volgende week se refleksievrae op die groepe gekry? As jy nie het nie, dan is jy iewers uitgesluit en dan moet jy vir jou 'n maatjie kry of iets sodat jy seker kan wees. Um uh Annelies, ek wil vir jou sê well done want daar's niemand wat huil nie, so dit lyk vir my jy sorg goed vir die kinders. Ja, nee, gaaf. En Paul sê hy waardeer dit ongelooflik. Ons is vanaand bietjie by 'n persoon van lof, 'n person of praise om lof en eer te bring en dan iemand wat getrou is. En die van julle, ja Henk my vriend, wat doen ons vir jou? Askies dokter, ek wil net so 'n bietjie terugkom na die refleksievrae toe. So, Ja, ek wil net doodseker maak, die refleksievrae, doen ons dit sodra ons klaar is met ethos of moet dit elke week sin gedoen word? nee, jy kan dit alles in een dokument saamvat, solank jy net elke week sin daar binne in spesifiseer. Ek weet nie van die ander kuratoria nie, wat hulle behoeftes is nie, maar by ons is jy aan die einde gee jy refleksie in vir al die ethos en dan na logos, dan sit jy alles saam vir logos en dan aan die einde vir pathos sit jy alles saam vir pathos. So ek glo die ander sal nie 'n groot 'n groter stuk benoudheid oor dit hê nie. Ek weet die ouens in die Kaap byvoorbeeld, as jy jou refleksie oplaai, is dit vir hulle bevestiging dat jy die klasse bygewoon het. So dit is een manier hoe ons weet jy het dit bygewoon en jy het met die werk omgegaan as jou refleksie in is. Nie of jy nou by is in die aanlyn video noodwendig nie, want daar is maar partykeer naampies op die skerm waar daar nie gesiggies agter is nie. So weet dat ons dan nou so met die werk omgaan dat die oomblik wanneer jou refleksie in is, dan merk ons dit as kerklike vorming bygewoon. So maak maar seker dat dit gaan. Johan, high five vir jou ook. Yes, wat doen ons vir jou? Goeienaand man. Ek wil net gou 'n kommentaar gee op die gesiggie wat nie op is nie. Ek weet met meetings wat ons by die werk altyd het, dit vat bietjie meer data, so as iemand sukkel met data veral in die buiteland en so, met al die videoetjies, dan maak dit moeilik. So dan vra hulle gewoonlik almal moet hulle videoetjies afsit en dat net die lektor se dis maar net my mening. Dis kom myne altyd af is. As ek praat sal ek hom aansit, maar anders is hy af. Nee, kyk, dis glad nie 'n probleem nie. Julle kan dit aan of afhou. Al wat ek maar bedoel is net dat ons neem nie nou roll call nie. Dit is daai refleksie wat op die ou einde van die dag vir jou afmerk of jy hier is en of jy dan nou nie daarmee omgegaan het nie. Okay, maar sien dit dat ons nou vrae antwoord, is daar nog iemand wat iets wil sê, weet, wonder? Lotto nommers? Nie enigiemand? Ek het vir jou 'n paar, ek dink dit gaan vir jou iets beteken nie, maar good luck. Alright. Nou kom ons bid saam en dan gaan ons lekker verder hoofstuk 5 en hoofstuk 6 saam met mekaar daarin reis. Here, baie dankie dat ons weer eens die voorreg het om na 2 weke by mekaar te kom en stil te staan by u grootheid. En Samuel, help ons om in hierdie grootheid rond te verken en agter te kom, Here, maar essensie is soveel meer as wat ons wat in bestaan is, ons ooit kon indink. En al wil ons onsself dit voorgee, Here, kan ons nie essensie wees as u ons nie daarin neem en daarvan deel maak nie. En wanneer ons vanaand daaroor verder dink en saam daaroor wonder, dan bid ek dat u Heilige Gees vir ons die wysheid en insig sal gee wat nodig is, sodat ons ook 'n stukkie hiervan kan verstaan en dit deel, dat die wêreld die wonder van u koninkryk kan geniet. Amen.
Dames en here, by hoofstuk 5, laat ek nou maar net vir julle, onthou ek sal die PowerPoints vir julle opsit of gee, of ek doen dit terwille van, ek doen dit glad nie, omdat ek enigstens lief is vir PowerPoint. Ek maak nie eers PowerPoint in die kerk nie. Want partykeer weet ek nie eers hoekom het ek daai prentjie gekies nie. Dis die ouens dan sê hulle vir my, maar ek weet nog nie hoe om PowerPoint reg te gebruik nie. Maar daar's blykbaar 'n boek geskryf wat julle gelees. En die boek se naam is How to Make Your Point Without PowerPoint. So die begin en die einde is nie net PowerPoint nie. So kerklike opleiding. Julle is al klaar, ons is vanaand hierso, wees iemand van lof en wees getrou. So dis nog net hierdie week en nog oor 2 weke, dan is julle klaar, né? Klink dit reg? Stem julle saam? Is julle in vir dit? Julle moet nou so half lyk asof dit is waarvoor julle in is. Vir nog 2 keer se bymekaar kom en dan is dit die eerste kwart van hierdie jaar al klaar. Al is dit net 'n derde van die vorming, maar die maande is besig om met 'n spoed verby te gaan. Goed, Samuel Wells skryf in hoofstuk 5. Ons is vanaand in hoofstuk 5 vir die van julle wat die boek het. Nou, ek doen hierdie boek op 'n ander plek ook en ek weet dat julle ouens wat die pirated weergawe het, se bladsye kom nie ooreen met myne nie. Maar op hierdie groep is daar seker niemand wat so stout is nie. Maar nietemin, so ek gaan by daai hoofstuk kyk hoe smile hulle. Ja. Ja, ek check vir jou. So ek gaan op hierdie gedeelte weer so stuk deur die boek gaan, sodat ons agter ou Samuel se verstaan kan kom van wat daar aangaan. So 'n person of praise skryf hy heel eerste, is iemand wat regtig lewe met 'n ander tipe uitnodiging na die lewe toe as iemand wat besig is om te kyk hoe hulle eie essensie kan beskerm en bevorder. Ons kan net iemand wees van prys as ons reeds die daad van liefde oorgegee het en ons het beheer weggegee. Ek hoop julle kan nog onthou oor 2 weke terug was daar die hele gedagte relinquish control is die grootste daad van liefde. Dit kon dalk in die eerste week sin ook gewees het. Maar om dit bymekaar te hou, wil ek julle net gou-gou weer so 'n bietjie herinner aan die heel eerste ene het ons mekaar gesê om hierdie skuif te maak van essensie na bestaan toe is vertroue nodig. Want as jy nie vertroue het nie, dan gaan jy altyd probeer om jou bestaan essensie te maak. So vertroue in God maak dat ons kan ophou om te probeer om die doel van bestaan te wees en net ons eie bestaan kan geniet. En daarin, in die geniet van bestaan, kom ons agter dat die Here ons gemaak het as mense wat in verhouding staan, mense waarvan die skepping glad nie afhanklik is nie, maar dat die Here ons tog in die lewe geroep het, moes dan die grootste daad van liefde gewees het wat daar kan wees. En daarom staan ek en jy voor daardie daad van liefde en ons sê, wow, ons is elke dag in awe, in wonder en in gratitude. En uit hierdie gratitude uit, het ons geleer wat dit is om sagmoedig te wees en om in humility voor te gaan. So hy sê in hierdie gedeelte, wanneer ons begin om die vorm aan te neem van iemand wat as 'n lofoffer leef en iemand wat lof gee as bestaansdoel, dan sê hy mooi, humility and gratitude are the fertile ground for the cherishing of a story. En julle gaan later in hierdie hoofstuk sien dat God ons deel maak van sy storie, en omdat hy ons deel maak van sy storie, kry die bestaan kans om weer deel te word van essensie. Maar ek en jy kan net daai toegang kry. Ons kan net daai deel word wanneer ons dit doen in nederigheid en in gratitude, in waardering.
Want die Here gaan ons nie in sy storie inneem wanneer ons dink die storie gaan oor ons nie, want dan is ons besig met 'n ander storie. So humility and gratitude is die gate of die access point waardeur ek en jy deel raak van God se storie. En nou raak ons nie net deel van God se storie as sommer 'n geringe storie nie. Julle gaan later sien, maar ek sê dit so lank vir julle, hy neem ons in sy essence in op. So ewe skielik kry ek en jy die status of ons kry deel van essence, nie omdat ons essence is nie, maar omdat God gesê het, ek wil nie sonder julle bestaan nie. Ek wil nie sonder julle deel wees nie. Ek wil nie sonder julle in die skepping wees nie. En daarom is dit nogal iets wat ek en jy ongelooflik diep moet nadink, dat God ons deel maak van die goddelikheid van essensie, om in ewigheid met hom een te wees. En dis nogal profound. Hy skryf aan die onderkant van bladsy 47 om deel te wees van hierdie storie. Is om iemand te wees wat aan iemand anders of aan 'n ander situasie of in 'n ander geleentheid lof kan gee wanneer dit daai mens of daai situasie toekom, sonder om te dink dit vat iets by jou weg, sonder om dit 'n stuk verwaandheid te maak. En dit gaan eintlik daaroor dat to be a person of praise is om eer aan God te bring vir dit wat jy nou rondom jou sien, en die manier hoe jy dit wat rondom jou gebeur, om daarmee om te gaan, is om vir mense, of die skepping, of wat ook al, komplimente te gee, waardering te hê, hoog te ag. Hierdie is nie 'n ding van menslike aanbidding nie, dis nie 'n ding van die mens wat hier die doel word nie. Dit is om die menslike geleenthede te gebruik, die lof uit te spreek en te erken dat dit 'n voortsetting is van God se essensie. En daarom is dit bitter waardevol om te weet dat jy iemand van lof is en wat kan gaan en in die wêreld rondom jou hierdie lofwaardige oomblikke kan gaan raak sien en dit uitlig en weet dat jy eintlik besig is met 'n goddelike handeling. Ek wil sommer vir julle vra, terwyl julle nou daar sit en wonder en besig is en so, het julle die laaste week, die mense wat by julle verbykom, 'n oomblik gevat en aan hulle erken wat julle van God en hulle geniet? Ons doen dit maklik met kinders en al sulke goed, maar jy dalk kollegas, jy dalk eers mense waarvan jy nie hou nie, maar om God in hulle raak te sien, is besonders en is spesiaal en is regtig iets om waarmee jy kan besig wees om aan die Here eer te bring. Hy gaan verder na die volgende gedeelte toe, dan sê hy, julle sê nie eers vir my, ek het nie die PowerPoint aangeskuif nie, maar julle is sulke goeie mense. Hy gaan verder, dan sê hy, die ding wat jy moet agterkom, wat jou so besonders maak as mens, weer eens nie in die plek van God nie, maar wat jou so besonders maak vir die manier van hoe jy lyk en is gegrond in die feit dat God gekies het om homself aan die mens te openbaar in die vorm van 'n mens. Hy kon enige iets anders gekies het. Hy kon enige iets anders gewees het, hy kon enige ander vorm aangeneem het. Maar toe essensie besluit het om in bestaan in te kom, toe besluit hy om dit in die vorm van 'n mens te doen. En daarom lei ons die waarde van mensheid af uit die feit dat God gekies het dat dit die manier is hoe hy homself wil openbaar. Nog voordat ons by al die goed kom van hy moes
vir ons gelei het in mensvorm, sodat ons kon assosieer en nog voor al daai goed, is die waarde van mens dat God besluit het ook, dit is hoe ek myself aan die mens gaan voorhou. En dit maak die toestand van mens wees eintlik nogal vir ons iets bitter besonders. En dit is die mainline entry point in die storie, in ons storie van bestaan met God se storie, dat hy gekies het om as 'n mens homself voor te doen. Hoor mooi wat het hier gebeur. Essensie het homself deel gemaak van die skepping van bestaan. En daarom moet ons sien dat bestaan nie minderwaardig is en gering is en weglaatbaar is. En as God gesê het, dit is die moeite werd om as mens myself in die bestaan bloot te stel, dan is mensheid en wat dit is om mens te wees, regtig iets heiligs. Dis 'n heilige oomblik om te weet dat God die mens geskep het met die kapasiteit om die inwoning van God te mag hê. Daar is nie iets anders wat dieselfde kapasiteit het as die mens dat God kies om binne-in dit te kom woon nie. So as jy al ooit gedink het oor wat dit is om mens te wees en wat dit waarde gee en so, moet nie by enige iets anders begin as by God het gekies om homself ook as mens te openbaar. So as Samuel ons daar neersit, dan sê hy, hoor mooi wat het God gedoen, as jy dit verder, as jy dit ekstrapoleer en jy vat dit deur en jy is konsekwent in jou redenasie, dan sê hy op bladsy 49, wat is die hart van God se storie met die mens? The essence of all things became part of existence, sê hy. Die God wat die bron is van alles, het besluit om ook deel te word van die alles, en het homself aan die volgende onderhewig gestel. Change, decay and death. So God het nie gegaan en homself sekere goed ontsê om bietjie van hierdie existence los te kom nie. Hy het in dit gesê, ek sal myself ook onderwerp aan change, decay en death. Wat beteken, dis nie buite sy hande nie, dis nie buite sy verstaansraamwerk nie, wat beteken, dit lê nie buite sy plan nie. God is nie geïntimideer deur change, decay en death nie. Anders het hy hom nie daaraan onderwerp nie. Hy het hom daaraan onderwerp, sodat ons kan verstaan, die volheid van God is hier, en dat die plan van die begin af was, vir God om tussen die mens te wees. Dit was van die begin af God se plan. Jesus het nie gekom as 'n afterthought, om die mens uit die moeilikheid uit te kry. In Jesus, sê Samuel Wells, het God van die begin af beplan om tussen die mense teenwoordig te wees. Hy wou nog altyd by die mens gewees het. Julle moet hier baie mooi verstaan dat hier 'n ongelooflike groot skeiding kom tussen ons en ander gode en ander godsdienste se verstaan van hulle gode wat geskep het en onttrek het. Hulle gode wil nie in die teenwoordigheid van 'n ondergeskikte bestaan nie. Hulle gode wil nie in die vorm van enige iets ondergeskik gesien word nie. Ons Here doen die totaal en al teenoorgestelde.
Hy kom in sy skepping aan en sê, ek het niks ondergeskik geskep nie. Ek het niks minder geskep nie. Ek het niks weglaatbaar geskep nie. Ek het so geskep dat ek daardie vorm sal aanneem en tussen julle sal wees en ons mekaar broer en suster sal noem, sodat julle dit ook vir mekaar sal hê. Ek is lief vir my skep. Ek is opgewonde oor my skep. En dit maak dit aangrypend anders as ander gelowe wat se God geskep het en onttrek het. So dit moet julle vanaand nogal baie mooi raak sien, dat as jy moet dink, onthou in hierdie etosblok vra ons wie is ek, dan moet jy iewerster daai vraag begin antwoord as ek is 'n geliefde van God en wie hy welbehae het. Jesaja 43 vers 4, dit gaan nou weer kom. Ek en jy bestaan nie in 'n mindere mate as wat God bestaan, omdat hy ons in Jesus opgeneem het, wat essensie is. Sonder Jesus is dit 'n ander saak. In Jesus in opgeneem is ons deel van hierdie essensie. So dan skryf Samuel verder, hoekom was dit nodig vir God om dit te doen? En dan skryf hy so mooi op bladsy 49. Because God always intended to be our companion, to be with us. Dit was God se hart van die begin af, om by die mense te wees. En dames en here, ons is tog so dikwels aan die praat van God is ver, of ons moet God ontdek, of hy moet aan ons openbaar, en ek weet nie wat alles nie, terwyl God mos nou nie gaan afsien van sy skepingsplan nie, om met die mens te wees. En ek en jy daai dramatiese skuif moet maak om te besef, God is met my. Of ek het nou besef of nie, want hy het my in Jesus deel van sy essensie, die essensie van alle dinge gemaak. En daar is iets daarvoor te sê, dat as ons in hierdie essensie deel, ons ook daardie essensie in medegelowiges moet erken. Nou, ek weet nou nie altyd van julle nie, maar as ek soms daar by die kerk wandel, en ek kyk hoe die mense met mekaar werk, dan is dit nie 'n teken dat ons dieselfde essensie deel nie. Ons is wreed met mekaar, en ons is ongenaakbaar met mekaar. En ons stoei, en maar God sê nee. Ek wil hê jy moet iemand wees wat heeltyd weet, my essensie is waarin jy opgeneem word. Vir Samuel Wells vat hierdie vraag ons bietjie na die punt toe van, okay, maar die mensdom hou hom besig met die vraag, waarom bestaan? Waarom is daar iets soos bestaan? Big Bang, evolusie, waar dit vandaan gekom het? En hy en C.S. Lewis en 'n klomp ander mense sê, ons vra eintlik die verkeerde vraag. Ons behoort nie te vra, waarom is daar iets nie? Ons behoort eintlik te vra, waarom is daar nie niks nie? So dink bietjie oor daai oefening. Ons behoort eintlik te vra, waarom is daar nie niks nie? Want as daar niks was nie, en daar het niks uitgekom het nie, dan hoekom het dit nie net niks gebly nie? Hoekom het dit nie net niks gebly nie? En dan skryf Samuel Wells, want Jesus is die rede vir bestaan, sodat God in verhouding kan wees uit liefde uit. Daarom is Jesus nie net die plan gewees vir die verlossing nie, maar nog altyd die doel van God met skepping, om tussen sy kinders te wees.
Nou verstaan julle, as ons Jesus reduseer tot 'n verlosser alleen, en iemand wat ons dan eers weer sien wanneer ons hom in die hemel sien, dan ontneem ons die mense rondom ons van die teenwoordigheid van God wat ons inneem in sy essensie en daarvan deel maak. En geen wonder mense sukkel dan om te verstaan hoe ons deel is van 'n ewige storie, met 'n God wat met ons in verhouding gaan wees, tot in ewigheid nie, want ons het die hele doel van die skepping verloor, die punt van Jesus verloor. God wat weer bestaan in essensie in opneem. Maar laat ons nou vir mekaar baie mooi sê, saam met dit kom die groot waarskuwing. Ek sê vandag vir 'n ou wat bietjie daar by my gekuier het oor gemeentewees, is ons praat in die volksmond van tot bekering kom, terwyl hierdie ons eintlik wil bring by die punt waar ons eers sê, God het homself tot my gewend, of tot my genader, of hy het sy arm uitgestrek na my toe, en daarom kon ek bewus raak van hom. Om tot bekering te kom is nie die inisiatief nie, dit is die reaksie op 'n God wat eerste in verhouding bestaan weer terugneem in essensie in, omdat Jesus by ons is. Daarom is ons altyd by die punt dat God die initieerder is. Ons is altyd by die punt dat die mens nie God kan uitvang en sê, hier is jy nou moet ek en jy in verhouding wees nie. Maar dat dit God is wat tot die mens nader en sê, hy, hier is ek wil met jou een wees. En aan die einde van die skyfie sal jy sien, sy afleiding hieruit, en dan wil ek julle moet so lank begin, bietjie dink oor wat vashak by jou, dat ons vir mekaar kan sê wat staan uit. As hy sê, en daarom sien ons in al die diere, in die hele skepping, hoe die skepping gerad is om te kan voortplant, en te kan oorleef. En dit is wat God doen deur die kerk. God bedek die kerk met die kleed van verlossing, sodat die mens kan voortbestaan, kan leef in verhouding met hom, want anderster is bestaan eintlik net dood eenvoudig nie die moeite werd nie. So die verlossing wat ons het, is 'n verlossing sodat daar weer lewe kan wees. Eenheid tussen God en essensie. Hy maak nou nogal, ek dink hy's bietjie, ek weet nie of hy altyd jokes maak nie, hy lyk vir my nogal baie ernstig, maar hy sê, om tot God te nader is soos om te probeer om 'n klip te gooi tot by die wolke. Dis die naaste wat hy in 'n joke kom in sy boek. Jy weet, dis net totaal en al absurd. Hy sê ons ontdek God op bladsy 50 vir een rede en vir een rede alleen, because God reaches us. Essence becomes existence, Jesus becomes human, the word becomes flesh. Nou as jy hierdie gedeelte raak hoor, dan raak Johannes 1, God wat vlees geword het, moes nou vir jou 'n totaal en al ander stuk openbaring. Daar gebeur wat God bedoel het. En dat ons hierdie vlees geworde woord aan hom sal oorgee, sodat ons ook in daardie proses kan deel, van hom regtig weer woord te word, as getuies, omdat ons in verhouding met God is. Hy sê verder, daar is 3 maniere, en ons gaan nou bietjie eers daarna kyk. Hy sê daar is 3 maniere hoe God ons
tot ons nader en ons uitnooi om weer deel te word van essensie. Maar voordat ons daarna kyk, kom ek hoor eers bietjie by julle, terwyl hy besig is om self so wat nooit, okay. Besig is om ons te help om hierdie grootheid te ontdek van wie hy is. Wat is daar wat vir jou uitstaan, of wat is daar wat jy vanaand weer bietjie raak hoor van God se hart vir die mens, en dat hy by ons wil wees, en dat dit eintlik van ons iemand maak wat moet rondloop met 'n lied in ons hart, of 'n lofoffer teenoor God. So kom ek hoor eers gou 'n bietjie daar by julle, wat het jou geraak, wat het jy raak gehoor, en jy weet hoe dit werk is, as jy nie, daar sê Janine is voor, sy vat vir die voortou, 1-0 vir haar, anders dan gaan ek so op my skerm gaan en jou piek. Well done Amanda, sy's daar in die tweede in die tweede plek, so Graham, jy gaan in die derde plek wees, né? Jy moet lekker wees. Check jou. Okay, Janine, vertel vir ons, wat hoor jy? Ek dink eerstens wat vir my baie uitgestaan het, is wat dokter gesê het, is God het gekies om homself te openbaar in die vorm van mens. En ek dink regtig net dit is, soos wat dokter ook gesê het, is essensie en bestaan kom soms so by mekaar. En ja, ek bedoel, laat my ook dink aan hoe God een is. En natuurlik ons as Christene, as ons ook nader aan die Here kom, dan raak ons ook een. En ja, dit is net vir my vreeslik mooi, en dan ook wat vir my baie uitgestaan het, is dat God bereik ons. Hy wil met ons 'n persoonlike verhouding hê, en ja, soos hy wil hê ons moet daai ontmoeting met hom hê, om net, ek wil sê, net daai goedheid en sy liefde net te ervaar, want daar is geen ander tipe goedheid en liefde soos wat syne is nie. So ja, dis maar wat ek wou sê. Ja, dankie, ek waardeer dit. Dames en here, jy moet nou begin sit met hierdie gedagte en dit deurvoer deur die res van jou bestaan en sê, Jesus, maar weet jy, God wil met my in verhouding wees, ook op daai stadiums wat ek regtig iemand was wat nie so cool was nie, of iemand was wat horribaal was, of iemand was wat hoe ook al was. God het ten spyte van daai goed nooit opgehou, hy het nie Jesus se inkarnasie teruggetrek nie. Amanda. Wat vir my uitgestaan het is wat Samuel Wells gesê het van dit het alles gebeur sodat ons met God een kan wees. Dit is iets wat my verstand, dit is bietjie bo my viermaakplek om te dink daaraan. Dit is vir ons as lowly people, jy weet, elke dag dan sondig ons maar weer, en tog sien God ons as sy skepping en hy is vir ons lief. So dis my bietjie moeilik om te begryp. Dit is, en julle gaan later sien, Dion gaan nou vir jou kans gee, gaan net eers vir Graham, ek het hom ons nou op die spot gesit, so hy het homself nou voorberei vir hierdie oomblik, maar ek gaan vir julle later, hopelik kom ons daarby uit, waar hy sê, as jy nie jouself kan geniet nie, dan kan jy doodeenvoudig nie indink, dat God hierdie existence in essence inneem nie. En daarom is daar iets van 'n gesonde self, 'n gesonde bewussyn oor jou geskaapenheid. En heel waarskynlik jy moet jou naaste lief hê soos jouself. 'n Profound ding wat moet gesond wees by gelowiges. As jy nie jouself kan geniet nie, dan gaan ons sukkel om God se companionship te geniet. Graham Smith, ek luister vir jou. Dankie dokter. Ek het so 'n paar gedagtes sommer. Ek dink ten eerste net om 'n bietjie klarigheid te gee aan God se essensie en die implikasie daarvan, veral as God as 'n drie-eenheid. In 'n boek wat ek nou doen oor Donald Fairbairn, dit gaan oor die verhouding, die liefdesgemeenskap tussen die Vader en die Seun wat van ewigheid af bestaan, en wanneer die mens geskep word, word hy geskep om deel te neem
in daardie liefdesverhouding en die bedoeling is om dit tot in ewigheid deur te kan voer. Maar nou is die volgende implikasie met die sondeval dat nou is die mens op 'n geestelike dooie toestand dat hy homself nie na God toe kan wend nie. So in die eerste plek is dit 'n vernederende realiteit want ek kan niets daaromtrent doen nie, maar dit is bevrydend want net hy kan iets daaromtrent doen en hy het iets daaromtrent gedoen. En wat die uitwerking is van wat God gedoen het is om ons terug te bring in ons toestand waar ons nou ware vrede kan hê, waar ons betekenis kan hê net om te wees en om 'n doel en werk te hê, nie om te werk vir net om te bestaan nie, maar om te werk vanuit 'n waardering vir die bestaan wat ek reeds het. En dan nou dit het al die verandering met hoe ons met mense omgaan. So ek bring net sommer daai twee alles mooi by mekaar uit. Ek dink Samuel Wells en Donald Fairbairn kan lekker met mekaar gesels en ja, ek waardeer dit net. Graham, ek is so bly. Nee, dankie. Ek is bly jy sê daardie ding van dit help dat ons anders met mense omgaan en die mees profoundste ding wat jy dalk gesê het is hoe bevrydend dit is dat ons nie iets daaraan kan doen nie. Want anders sou ons in een of ander oordrewe godheid ding ingegaan het dat of in daai angs dat ons nooit genoeg het, so dan perform ons net heeltyd. So daai is die hooploosheid is ons bevryding omdat God iets aan gedoen het en daarom is hooploosheid nie hooploos nie. So dankie, ek like it. Dion, kom ons hoor by jou en dan het ek nou so baie gepraat maar Gerard, ek gaan nog steeds vir jou 'n kans gee want ek het gesien jou hand is op. Dion. Baarkeis, as dan nog Dion skuil. Ja, dit my net weer herinner aan God het eerste lief gehad, nee. Hy was nooit verlore nie. Dit was ons. En hy het na ons uitgereik. Hy het ons gevind. Ons het hom nie gevind as sulks nie, maar wat ek daarby sê, nobody, laat my dink aan die liedjie van die Amazing Grace van Once I was lost and now I'm found. Maar hulle wat nie wil hoor nie en hulle wat nie wil sien van God se eerste liefde. Ja, dankie, absoluut. Mense, julle moet fliek want julle moet daai fliek Amazing Grace kyk om te sien hoe daai ou tot daai besef gekom het. Gerard, ek luister vir jou man. Jy kan nie wegkruip nie. Ek wil eintlik nou wegkruip. Ja. Ek het gehoop jy het hom nie gesien nie. Nee, sorry. Yes, ek dink ons het in die week wat verby is, het ons ek is deel van die MTA groep, het ons 'n oefening gedoen op kampus, op Stellenbosch kampus, waar ons vir eerstejaars en tweedejaars hoofsaaklik vra wat is hulle grootste behoefte op die oomblik. En as ons het die vooraf het ons 'n scope gehad, ons met 'n studentebedieningsmap. Daar's nie 'n budget nie en ons moet sê wat ons dink mense nodig het. Wat het studente, wat is essensieel vir 'n studentebediening? En ons het dink 21 respondente gehad en net 2 goed het geoverlap. Maar die een wonderlike ding wat 'n meisie gesê het is hierdie absolute sy het verwys na die doop en hoe baie van haar vriende deel word en hulle self byvoorbeeld weer laat doop. En hoe dit vir haar sê, hoe dit haar absoluut sy kan dit nie verstaan nie, sy kan dit nie glo nie. En dis 'n B-Rec student en almal wat daar was 3 van 4 van hulle en almal het dieselfde gesê. En toe besef ek maar die generasie wat nou amper hierdie die emerging generasie van die ouens wat die wêreld gaan betree en die leiers gaan wees vir nou en vir die toekoms, hulle dink baie anders as wat ek in my generasie byvoorbeeld dink. En toe die een ding wat jy gesê het of wat Wells sê is hierdie absolute God wat homself tot ons wend. En dit is absoluut die doop in sy totale essensie is dat die doop ek dink byvoorbeeld by troostdienste as ek 'n troostdiens lei
dan het ons die gebruik, as dit iemand is wat ons baie goed ken in die gemeente, dan het ons die doopvont begin ons by die doopvont Absoluut. om te Absoluut. sê ons erken dat persoon so en so gedoop is en daarom aan God behoort. En ewe skielik, as dit iemand is wat naby jou is en jy met die diens lei, net daai handeling help my om myself weer bymekaar te kry, want dan is dit want gewoonlik het ons hierdie ding van dit is nou verby, nê. Nee. Ons glo dit, maar op hierdie oomblik glo ons dit nie. En dan as mens dink in 'n konteks om te preek en om teologie te beoefen in 'n tyd soos hierdie, 'n tyd van angs en onsekerheid, as jy die nuus dophou, Ja. is Johannes 14 hierdie absolute ding waar God homself, as hy hulle vrese besweer, ek dink is die ou Afrikaanse vertaling wat begin deur te sê, laat julle harte nie ontsteld wees nie. En dan sê hy hierso in vers 18, ek lees uit die 83, hy sê, maar julle ken hom omdat hy by julle bly en in julle sal wees. En dan sê hy verder in vers 20, dan sê hy, maar daardie dag sal julle weet dat ek in my Vader is, julle in my en ek in julle. En dan ook natuurlik die hoëpriesterlike gebed in Johannes 17, as hy bid vir daai een wees, nê, daai een wees. Laat dit my dink aan dis nogals profound dat Jesus wat voor sy eie dood hierdie statements maak oor wie hy is, maar ook wie sy disippels en wie sy kinders is. So ja, dit Ja, is jy sien, jy wou dit wegsteek. Nee, dankie. daar's byvoorbeeld ouens, skus ek in een laaste ding, daar's byvoorbeeld ouens wat hulle self laat groot doop en dan het hulle T-hemde wat sê maar ek het gekies. Ja, En dit het my nogal soos ek het nie gekies nie. Ek kan nie. ek is gekies, ja. Ek is gekies. Ja, so. Ja. Nee, Gerard, dankie. Dames en here, ek hoop hierdie goed maak julle kinderlik opgewonde en presies so as ek ook begrafnisse lei, dan begin ek ook by die doop en ek sê hier het ons troos al begin. Hierdie is die begin van ons troos by die doop. Want God het tot ons genader. So absoluut. Andries, ek gaan nog vir jou 'n kans gee en dan gaan ons verder. Goeienaand Wikus. Ja, ek het hierdie naweek met die belydenisklasse dieselfde vraag gevra. God wil een wees met jou en hoe sien julle dit? Nou daar is net 3 van hulle wat teenwoordig is en die een dametjie het gesê dat sy sien dit as vertroosting dat God wil deel wees en die rammetjie uitnek wat daar saam met die klas is, hy sê nee, dit is 'n uitdaging. Nou later die aand toe ek nou hieroor dink en hulle antwoorde smaal in my kop. Nou ek sien dit as roeping. Dat ek deel is, dit deel maak van my roeping, dat God wil deel wees van my. So dink jy dit is die regte antwoord om vir hulle te gee vir volgende week. Kyk my vriend, jy moet dit deurstoei en die Here sal vir jou die uitnodiging daarin bring. So kom ek sê gou-gou vir jou, ons gaan nou praat oor die 3 goed wat die Here vir ons gegee het, hoe ons in hom ingenooi word, sodat mense op die ou einde van die dag vir mense kan wys en sê, maar dis nie net deel van ons roeping kom daar uit. Verstaan jy? Dit is nie deel van ons roeping kom daar uit. So hierdie ding sê eintlik vir my en jou, God wat wil deel is en almal wil deel maak, dit is wat veronderstel is om ons te dryf, te energieer, te motiveer, want dis nie 'n add-on nie, dis vanuit dit uit wat ons dit operate. So daai ander rammetjie uitnek wat sê Jessie, maar dit is 'n uitdaging. Dis okay, nê, om te sê maar verstaan
die Here kom nie in beperk lewe nie. Dis dalk net partykeer 'n uitnodiging om te sê ons het nog nie sy volheid vertaal in die verskillende dele van die lewe in nie. Hy kom eintlik om lewe oop te sluit, om met hom een te wees, is Samuel Wells se afleiding. Dis eintlik eers lewe. Dis eintlik eers lewe. So hy sê daar's 3 maniere hoe die Here na ons toe uitreik wat ons regtig mee moet erns maak. Die een is die skrif, die 2 is die sakramente en dan 3 is ons handelinge van barmhartigheid. Dit is die 3 goed wat crucial is in hierdie oefening. Nou wanneer hy dan nou dit sê, dan kom hy en hy sê deur die skrif, as hy skryf dan is dit op bladsy 51, hy sê scripture in reading, performing and returning to scripture, the church becomes inscribed in the story, discovers the author's house style and learns to recognize the ways of God beyond wat is daai woord, penumbra of its own influence. Maar die punt is, die skrif is veronderstel om ons in te vertaal in die storie, en wanneer ons dan nou arm aan die skrif is ons arm aan die storie. En die uitnodiging is dat die skrif, nou, kom ek vertel julle gou iets, ek het hierdie naweek die mees fantastiese gesprek gehad met 'n ou, is eintlik 'n pel van ons, né, en hy vra toe vir my, hy is nou lief vir ChatGPT, ek weet nie of julle ook nie, maar nou praat hy met ChatGPT oor godsdienstige goed, soos byvoorbeeld, hy sê vir ChatGPT, luister, watter boeke in watter volgorde moet hy die boeke van die Bybel lees. En hy en ChatGPT is so baie met mekaar in gesprek, dat Chat hom nou al goed genoeg ken om vir hom te sê, for your analytical brain, en hy gee toe, ChatGPT gee vir hom historiese tydlyn lees van die Bybel. En hy vat dit wragtig as die waarheid, en hy sê, goed, ek moet dit histories lees, want dit is mos eintlik 'n filosofiese boek, wat op sekere plekke jou help om beter te leef, maar alles is nie van toepassing nie. Toe sê ek vir hom, nee, wag. Vra vir ChatGPT, waarom is die Bybel geskryf? Nie wat is in die Bybel geskryf nie. Waarom is die Bybel geskryf? En hy kyk my so, asof het eers nie compute nie. Ek sê, want die Bybel is nie geskryf vir 'n geskiedenisboek nie. Die Bybel vertel van 'n God met sy kinders, en hoe so 'n verhouding lyk, sodat wanneer ons in hierdie storie inleef, ons die vorming ontvang van wat dit is om gelyk te word aan hierdie Here. Maar jy kan sien, daai man, op die ou einde van die dag, toe hy begin om daai goeters vir Chat te sê, toe is daar 'n heeltemal 'n ander uitkoms, omdat Chat nie die ding kan compute, dat ons Bybel lees vir formation nie, net vir information. En dames en here, dit is wat ek vir julle oor die skrif wil na toe uitnooi. As ons met die skrif omgaan asof dit net 'n plek is van information, kan jy vir ChatGPT vra en hy gaan vir jou maklik 'n opsomming gee soos wat jou hart begeer. Maar as jy in die skrif is en jy lees dit en jy tree van daar af uit op en jy gaan terug en jy gebruik dit as die spieël en jy word in die storie van die skrif ingeskryf, dan is jy besig om met God een te word. Existence gaan oor na essence toe, en dit is waarom die woord vlees geword het. Die woord het vlees geword, en die vlees geworde woord het skrif geword, sodat ons deel kan wees van hierdie storie van essensie. En daarom as ons praat van die Heilige Skrif, dan is dit nie omdat dit deur 'n heilige profeet geskryf is soos wat ander godsdienste dink nie. Dit is heilig omdat die skrif mens geword het
en ons in sy heiligheid inneem. Daarom, en ons weet mos nou, ons kan nie goed presies neerlê nie, maar geen verhouding kan presies neergelê word nie. Maar ons word in essensie ingeneem. En ek dink partykeer is ons te laks met hoe ons met die skrif omgaan. Want ons wil hê dit moet ons dien. Die skrif is nie hier om ons te dien nie. Die skrif is hier om ons in te neem in Jesus wat gekom het en gesê het, ek het gekom om te dien. So ons moet toelaat dat God deur die skrif tot ons nader. Maar dis God wat dit doen. En is hy wat by ons uitkom. So, N.T. Wright het 'n verskriklike oulike artikel oor dit geskryf, en hy vergelyk dit met die verskillende fases of verskillende dele van 'n Shakespeare play. En hy kom en hy sê, die Bybel sê vir ons, daar is die skepping, dan is daar die sondeval, dan is daar die konings en die profete, dan is daar Jesus se koms, sy verlossing, dan is dit die tyd van die kerk, en dan is dit die wederkoms en ewigheid saam met God. Hy sê, maar hier is die ding, as jy 'n Shakespeare play kry, daaronder in jou kas, en jy weet jy gaan miljoene rande maak met hierdie play, maar daar is een van die opvoerings, een van die acts, is missing, dan weet jy, daai ding is niks werd as daai act nie geskryf word. So wat doen jy? Jy vat daai ding na die universiteit toe en jy sê vir die universiteit, skryf asseblief vir my die missing act, die act wat tussen 4 en 6 kom, die act van die kerk nou. Skryf vir my daai act. En daar's 5 super slim studente en hulle kom terug en daar's 5 acts wat geskryf is. 3 van hulle kan jy weggooi, want hulle mis die plot heeltemal. Daar's 2 ander wat al 2 kan werk. Hoekom? Want dit was getrou met act 1 tot 4 en dit gee aan na act 6 toe. Ek en jy leef in die voorreg daarvan dat ons nie nou voorskrifte het, maar dat ons act 1 tot 4 het. Hierdie wonderlike woord wat ons het, waarin daar gewys word wie Jesus is, hoe dit alles gekom het, maar ons kry nou die kans om te leef. Die skrif maak ons deel van die storie, maar die storie word nou nog geleef, maar dit moet ook kan aangee, dit moet ook in lyn wees met act 6, die hemelse werklikheid. En daarom wanneer ons mense help om die Bybel te lees, dan help ons hulle om deel van essensie te word, sodat hulle nou daardie act kan leef, getrou aan 1 tot 4, en altyd in die rigting van nommer 6. So die skrif, vleesgeworde, dinamiese skrif, want ons word deel gemaak van die storie. Die tweede ding is natuurlik wat julle nou gesê het, Gerard oor die doop, en die sakramente, en dan kom hy in die doop en hy sê, in die doop word die kerk deel van die liggaam van Christus. Maar hoor gou mooi, hy sê nie net, you're part of it nie, jy word conformed. Verstaan, die kerk in die doop se DNA verander sodat hierdie kerk deel van die liggaam kan word en die liggaam dit nie verwerp nie. Partykeer dink ek, gaan ons so daarmee om te sê die doop, hy plug ons net in. Die doop plug ons nie net in nie. Die doop maak dat ons nou met dieselfde coding werk as wat God werk. En daarom is ons nie net deel van hierdie liggaam nie, maar dag na dag lyk ons al hoe meer soos die liggaam en word ons gelyk aan die liggaam.
Hy sê, waarin deel ons elke dag? Ons deel in die dying to the self and living to God. Dit is wat die doop ons mee help. Dying to the self, living for God. En dit is wat die kerk as liggaam elke dag mee besig is. Dying to the self, living for God. Dames en here, ek is heilig oortuig dat dit baie moeiliker is om dood te gaan as om te lewe. Want probeer bietjie die to yourself. Dis ongelooflik moeilik. Dis baie makliker om te sê ek lewe vir myself. Want dis so half 'n natuurlike gevoel. But to die is difficult. En daarom het ons hierdie doop nodig om ons een te maak met Christus, want net hy kon dit regkry om dood te gaan vir homself. Ons kan dit nie eens regkry nie. Dan sê hy oor die nagmaal is die manier hoe die kerk die nuwe manier van lewe beliggaam in 'n wêreld wat dit nodig het tussen ander mense. Deur die nagmaal word die vrug voortgebring vir 'n wêreld wat honger en dors het. Die nagmaal is nie my en jou vulstasie, ons top net bietjie op seën, want ons gaan nou in 'n moeilike tyd in, so die nagmaal gee my net weer so boost, sodat ek kan uithou vir die tyd wat kom nie. Hi Konna, die nagmaal is die deelname in die nuwe samelewing, wat vrug voortbring dat ander mense daarvan kan eet en drink. Want dis wat Jesus mee besig was. So in die doop gaan ons dood, sodat ons in die nagmaal lewe kan bring. Nie vanuit onsself nie, maar vanuit God. En hierdie is kos vir ewigheid. In ewigheid. Die volgende ding wat hy sê is, die derde ding waarmee die Here ons deel maak van sy storie, is dade van barmhartigheid. En julle ken daai mooi teksgedeelte waar die Here sê, dit wat jy aan iemand, aan die geringstes doen jy dan nou ook aan my. Maar die Gees bemagtig die kerk om in die chaos van 'n godverlate wêreld daardie oomblikke van die koninkryk te wees, deur dit wat ons doen, hoe ons praat, hoe ons met mense werk. Daardie dade is dade wat ons dieper en meer een maak met God en sy storie, want toe essensie in bestaan ingekom het, het hy deur doelbewuste dade bestaan deel gemaak van essensie. En ek en jy behoort deel te wees van daai goeders, om regtig hierdie stuk barmhartigheid te gaan uitdeel. En dan sluit Samuel af en hy sê, Jesus is God wat sy hand uitsteek en die mense uitnooi, kom in die essensie van alle dinge en vertoef saam met my tot in ewigheid. Hierdie hand wat my en jou uitnooi om deel te wees van hierdie ewige lewe en hierdie ewige bestaan. En dit is hoe jy 'n blessing word vir mense rondom jou. Hy skryf aan die einde, hy sê, dis 'n blessing om so te leef, om te weet dat essensie ons in existence kom ontmoet het, om ons weer terug te neem in essensie in. Dis 'n blessing. En die enigste manier om op 'n blessing te reageer, of die regte manier, is met prys. En dis hoekom jy 'n mens van lof is. Want as jy besef wat God gedoen het om by ons te wees en ons weer in hom in te neem, dan kan jy nie anders as om iemand te wees wat lof voortbring nie. The most natural response to the discovery of blessing is praise.
For praise is the recognition that the important things are not of our own doing, but have been brought about by a will greater than our own. That the will is wholly good, and that the wholly good will does not just pervade existence, does not just prevail, but is indeed the essence of all things. Dan skryf hy heel laaste, Behold, you have been washed in the Jordan, anointed by the Spirit, crowned as a member of God's kingdom of priests, and clothed with power from on high. En wat moet jy met al daai goed doen? Wash one another's feet. Be the servant and slave of all. Make every act of your life a sacrament of love to others and a song of praise to God. For your existence is a miracle, and your redemption is amazing grace, and never cease from singing. So as ons regtig mense is wat besef wat God gedoen het en hoe hy dit vir ons gedoen het, sal ons mense wees wat in die besef van die amazing grace nooit ophou sing nie. Nooit ophou sing nie. Gee gou vir my, ons het nou nie meer baie tyd nie, ek soek so 1 of 2 wat vir my daar net 'n stuk gee wat hulle hart geroer het. Janine, ons luister. Ja, ek dink wat net ook vir my baie uitgestaan het is daai van ek het dadelik gedink aan die vers in die teks Galasiërs 2 vers 20. Ek leef nie meer nie, maar Christus lewe in my. En ja, ek dink natuurlik ook as dit kom by die doop. Ons word nie net met water gedoop nie, ons word gedoop in die Heilige Gees en dit my natuurlik alweer laat terugdink aan Johannes die Doper. Wat Jesus toe gedoop het en ja, toe natuurlik God in die vorm van 'n voël na hom toe gekom het en gesê het, jy is my geliefde seun en ag ja, dit is net vir my so mooi en net weer eens hoe alles net so bymekaar kom en hoe lewe net so sin maak as dit kom by die Here en as ons natuurlik die Heilige Gees binne in ons het. Ja, alles maak net sin en alles is net so goed. So ja, dit is maar net al wat ek wil sê. Baie dankie. Ek waardeer dat jy dit sê. Ek ervaar ook iets van, as ek hierdie goed lees, dit maak sin. Dit maak sin. Dis eintlik so mooi, ek sê vir iemand, ek dink ek het vir Dieter vandag gesê, as ek hierdie goed lees, of dalk was dit gister, voel dit vir my amper, asof ek een van die mees grasieusste danse kyk, en dis net goed. JP, ek het jou hand gesien, jy moet nie dink jy gaan vir my weg kruip nie, en dan sal ons Marigen sien, en dan, okay, kom, en Maggie wil ook praat, lekker. JP, wil jy nog praat? Ja, kom ons gesels. Daar hy go. Ek dink is hierdie gedeelte wat ons gelees, daai lewe van aanbidding of lof, sien ons in hierdie week in 2 dae het ek 2 kollegas verloor, een die een dag en een die volgende dag. En die tweede een was onverwags. Die eerste een, oom Andy was in sy 80, so ons het verwag, hy was siek, en die tweede een was 'n operasie en hy het net nie wakker geword nie, hulle kon hom nie bykry nie. En sy hele familie, al is dit hartseer, het hulle gesê, we know where our dad is. Dit was 'n gentle giant, hy was ons biker chaplain ook gewees, as jy hom gekyk het, het hy iemand omgestaan met 'n nat koerant, so hy was regtig, maar as hy sy mond oopmaak, was dit Jesus lives, Jesus is love, en hy het hom raak geleef, en ek dink as mense lewe so kan leef, dat Franciscus van Assisi het gesê, as jy vertel vir mense van Jesus elke dag, as jy regtig moet, gebruik hy woorde. Ja. En ek dink as mens daai leef, dat wanneer mens by die basics uitkom, by hierdie wat ons mee besig is, daai 'n life of praise in 'n lewe waar jy al gaan dit sleg en al waai die wind en al word jou skytjie rondgegooi op die see, is Jesus nog steeds die stuurman. Hy vat jou nie om die storm nie, maar hy vat jou deur. En ek het net hierdie week beleef weer dat
dit help jy ou word opgewerk vir dit nie, ervaar en wees. Nie staan terug en sê okay, ek gaan nou maar net laat alles oor my rol nie, maar maar om in autoriteit te staan in daai liefde en te weet wie jy is en waar jy vandaan kom. Hierdie week weer op sosiale media het hulle nou weer beklei oor die kerke se torings en ag, die goed op die ons moet ophou met, ek dink mense is so met gemors besig dat ons regtig weer by die basics moet uitkom te sê, dit gaan oor Jesus, dit gaan oor niemand anderste nie. Dis nie 'n mensekerk nie, dis die Here se kerk. Jy gaan daarom nie op deur die toring hemel toe nie, jy sien. So. Nee, daarom nie. Okay, sê netjie vir my, Marie, hoe spreek ek jou naam mooi uit? Marigen. Marigen, okay. My genade, ek gaan dit onthou, Marigen. Okay, ons luister vir jou. So ek is persoonlik die laaste 3 weke regtig deur 'n rowwe tyd in my eie lewe, in my familie, gesin se lewe. En ek het weer eens in my groei, in my verhouding met die Here, weer besef hoe afhanklik ons werklik weet van hom is. En daai wat jy gepraat het, nou gesê het van hou nooit op sing nie, spreek baie naby in my hart. Ek is 'n professionele musikant, so vir my om op te hou sing is vir my om op te gee op die lewe. En die enigste manier wat ek voel dat die Here my nie net gelos het in my gat waarin ek tans is nie, is om te sing. So uit gewoonte uit is ek in die kar, as ek oggend kinders aflaai en ek sit die musiek aan en ek praise and worship, want op hierdie stadium is dit al wat ek oor het. Dis al wat ons het om aan vas te hou, is om die Here te loof en prys. En ek wil eintlik net 'n sin van 'n liedjie met mense deel, want dit is iets wat nou by my hart is die laaste ruk, is daar's 'n verwerking op Praise You in the Storm van Casting Crowns, deur Phil Wickham. En hy het 'n sin verander aan die einde van die liedjie, wat so waar is. Hy sê, and though my heart is torn, I will trust that you are Lord, and I will praise you in the storm. En dit vat so of alles saam van ons wat saam met God lewe, in een, en al wat ons moet doen, is ons moet aanhou sing, aanhou vaskla aan sy woord, en vertrou dat hy jou gaan uitbring, tot waar hy jou wil hê in sy wil. So, ek het maar net op my hart gevoel, dat ek het wil deel. Ja. Weet jy wat, dankie, want ek dink dit is, hierso is 'n gedeelte wat ek graag vir jou sou wil terug na toe uitnooi. Walter Bruggeman skryf in sy boek Where is a Call to Faith, skryf hy dat in Hebreëus die woord vir groaning, dieselfde groaning wat wanneer mens iets moet afstaan, is dieselfde woord wat gebruik ook vir shouting. En dan vat hy dit, dan sê hy, daarom is die plek van groaning wat by die dood is, ook die plek van shouting wat by geboorte is. So as jy groan, is jy ook dadelik besig om reeds die shouting van 'n nuwe lewe te bevestig. En daai is so ongelooflike mooi stuk hoop om te sê, selfs as ek groan, en ek groan voor God, is ek besig om nuwe lewe te verklaar. So dankie daarvoor. Dankie. Maggie! Ja, is uiteindelik jou beurt. Uiteindelik. So, daar's so baie wat 'n mens kan sê, so mense is maar selektief oor wat jy gaan sê, maar toe jy nou gepraat het oor die doop en die coding wat dieselfde word, toe laat dit my dink aan DNA en hoe ons, wanneer ons gedoop word, deel word van God en ons self dieselfde doen, nie half nie, ons dieselfde DNA as hy het. En dit my laat dink aan 'n risper wat mos nou deur hierdie metamorfose gaan om 'n skoenlapper te word. En toe dink ek, maar wat is 'n risper se motivering om 'n skoenlapper te word? Hoekom bly hy nie nou maar net 'n risper nie? En dit is omdat die risper reeds die DNA vir die hele lewensiklus het. En
toe dit my net laat besef dat wanneer ons gedoop word en wanneer ons deel word van dieselfde DNA as ons verlosser en skepper, dan kan ons nie anders as om net die hele lewensiklus verder te vat nie. So ja, ek het nou net daarna dink. Cool, ek waardeer dit. Dis is presies dit. Dis presies wat Bruggeman vir ons sê, ook in die psalms, wanneer die psalms ons deurvat, dan omdat jy deel is van daai DNA van die volprentjie, sal hy jou by die regte plek uitbring. Ja, dit is cool. Dit is baie, baie cool. Dames en here, ons kyk gou vinnig na hoofstuk 6 waar daar staan be faithful. En hy sê om 'n disipel te wees is iemand wat getrou is. En waarin is ons getrou? Ons is getrou in wie jy is. Jy kan nie iemand anders wees nie. Jy kan net jy wees. Want God het vir jou gemaak soos wat hy jou gemaak het. So jy moet getrou daaraan wees, aan wie jy is. Nie omdat jy die groot is nie, maar omdat God jou wou gehad het soos wat jy is. Die tweede ding waarin jy getrou moet wees is aan die strewe om te wil hê dit wat almal kan hê. Eenheid met God. Niks eksklusiwiteit hier nie. En dan sê hy, om 'n disipel te wees is iemand van wonder, gratitude and discipline. Hy sê daai 3 goed. Wonder, gratitude and discipline. Dan kom hy, dan sê hy, goed, wat is die goed wat jou moet help om wonders en gratitude en discipline, waar begin mens om dit te kweek? Dan op bladsy 58, dan sê hy, enjoy creation. No matter how sophisticated virtual forms of reality may become, they will never rival the real thing. Geniet die skepping. Geniet dit om geskep te wees en kom en erken voor Here, hierdie is die lewe. Dit is wonderlik wat U gedoen het. Ek kan nie alles verstaan nie, maar hy gaan so ver as om te sê, verheerlik die Here oor die boots wat vir jou mooi is, en die handsak wat jy geniet, en die haarstyl wat jy kan hê, as jy nog hare het. Jy sien, ek is nou nie heeltemal daar baie, maar geniet, enjoy creation, nie in verwaandheid nie, maar as jy creation enjoy vir wat God dit gemaak het om te wees, bring jy aan hom eer. You're a person of praise when you enjoy creation. Dan sê hy volgende, befriend yourself, op bladsy 59. Dames en here, daar is nie 'n pad van gesondheid in vyandskap met jouself nie. Want as jy in vyandskap met jouself leef, kan jy nie oortuig wees dat God goed geskep het nie. Want jy sien jouself nie as goed nie. So vir jou en vir my om in awe en in wonder te wees, moet jy ook in awe en wonder oor jouself wees. Nou soms wonder ons baie oor onsself, maar ja, ek joke nie. Jy moet in awe en wonder, verwondering, nie verwaand nie, maar verwonderd staan. Befriend yourself. En nou hoor wat sê hy. There's little purpose waiting around for someone to say these words to you. Dis nou daai Jesaja 43. You are precious and honored and loved. Hy sê, man, daar's min doel daarin om te wag dat iemand anders dit vir jou sê. Sometimes you just have to say them to yourself.
Nou dit, dames en here, is eintlik so ongelooflike lekker tool om vir ander mense 'n blessing mee te wees. As jy net dit vir hulle sê, as jy hulle net daaraan herinner. You are precious, honored and loved. En moet nou nie daarby insit vir die Here nie. Nee, want dan vat jy dit weer van jouself af weg. Jy sê dit, you are precious, honored and loved, ook deur my. Ja, Maggie dink nou diep wat dit beteken. Ek sien hoe proses jy, dis mooi. Want jy sien, dames en here, ons wil dit God se werk maak om mense te honor en te love en vir hulle precious te maak. Terwyl dit my en jou opdrag is om dit vir hulle te gaan vergestalt. Natuurlik weet ons heel eerste dat dit God is wat dit van hulle sê. Maar ons ook. So dink 'n bietjie as jy daar by die werk kom. Ek het vandag so 'n kollega gehad wat nou vir my, sy moes vir my iets gedoen het oor die naweek, nou kan sy dit nie meer vir my doen nie, so nou ontmoet ons mekaar so in die gang en jy kan sien sy maak nou reg vir hierdie ontmoeting van, jy het my gedrop en alles. Nee man, die Here het al iemand anders gesupply en daar's so 'n verligting van, jy bly honored. Die feit dat ek en jy 'n fout maak, of dat ander mense 'n fout maak, vat nie hulle preciousness en hulle lovedness en hulle honor weg nie. Dit is nie vir ons om dit weg te vat nie. Natuurlik moet jy jou beskerm teen sekere goed, maar hierdie is. Dan sê hy die volgende ding is, waaraan moet ons getrou wees? Make friends who see and know and love the truth in you. Mense, dit help nie jy bly loyaal teenoor destructive friends nie. Dit is nie precious and honored and loved deur hulle nie. Jy kan dit nog steeds doen deur net te sê, maar ouens, julle is nie besig om die waarheid in my of in julle te onderskraag en uit te bou. En daarvoor ons is net nie saam nie. Ons is net nie saam nie. A friendship is not a distraction to take the mind off the dreary or burdensome, nor a diversion to fill an idle minute with 60 seconds worth of exercise, company or fun. A friend is iemand met wie jy jou armoede deel, al is jy ryk. En jou rykdom deel, al is jy arm. Dit is 'n vriend. It's a companion that stands beside you as you face the most unpalatable thing about your world. Who doesn't run away or change their subject or make a joke or say, it happened to me. So kry daai solid vriende. Die volgende ding wat hy sê aan die einde van daai bladsy 61 is, honor your family. En dan sy tweede sin is, in some cases, they are not what you would have chosen. En dit mag so wees, nee. Maar honor your family. Hy sê onthou, but remember, you were once a dependent, and most probably you will be so again. And you may well currently be so in ways your long-suffering relatives are too merciful. Doen hy. Honor die familie.
En dan sluit hy hierdie mooi gedeelte af en daarby gaan ons nou stop. Daar's nog so die res gaan oor cultivating dankbaarheid. Maar hoor wat skryf hy aan die einde. God, creation, self, friendship and family. These are wonders to enjoy. En dan sê hy, but there's also forms of thankfulness to cultivate. Maar hoor net hierdie. God, creation, self, friendship and family. These are wonders to enjoy. Daardie dinge is dinge waarin ek en jy getrou moet wees, sodat ander dit ook in ons kan geniet. En dan sluit hy die storie af met die hele ding van dissipline het die gesonde jy nodig, want dissipline het effort ook in, maar jy gaan nie die dissipline insit as jy nie lief genoeg is vir jouself, dat jy weet dat jy dit nodig het nie. Hy sê dissipline moet 'n oortuigende ja vir iets wees en nie 'n louwarm nee vir iets wat jy nie wil hê nie. Die dissipline moet regtig jou inspireer tot 'n volgende. So om getrou te wees, sê hy dan nou, is eintlik om by die lewe uit te kom vanuit die perspektief van essensie, waarin Jesus ons ingeneem het. Getrou in die wandering, die verwonderheid oor God, oor jouself, oor die familie. En ek hoop dit is vir julle net so ongelooflike uitnodiging. So in julle refleksie gaan julle bietjie hierdie ronde nie net reflekteer op wat Samuel Wells gesê het nie, en ek gaan nou vir julle kans gee om 'n laaste 5 sent te sê. Jy gaan nie net reflekteer oor wat Samuel Wells gesê het nie, jy gaan ook bietjie dink oor hoe om lidmate te begelei in so 'n proses van ontdekking. Daarom het julle gesien is daar by die datums 'n vraag na hoe sal jy jou gemeente of lidmate dan nou help om getrouheid te kweek of om mense van prys te word, sodat ons bietjie daaroor dink, soos wat Gerard gesê het, daai ding van wat het studente nodig, van wat hiervan het lidmate nodig, en hoe kan ons dit by hulle uitkry of hulle daarin innooi. Alright. Julle, ek is altyd verstom oor hoe vinnig hierdie ure en 'n half verbygaan, maar ek kan in julle lywe sien dat julle bewus was van al 90 minute, waardeur julle moes stoei, maar dankie dat julle het. So, ons gee so hier en daar nog 'n kans vir 'n laaste, iemand wat dalk nog wil sê, maar weet jy wat, hierdie het my opgeval, hierdie gaan my bybly, ek sal graag in die volgende week daarmee wil journey, en ja, it was good. It was good. Johan sê hy wil graag. As ek sit my kamera aan, ek sit hier sonder hemp, is baie warm in die Weskaap, sorry. Nee, dis reg, dan hou hom af, is heeltemal goed, want ons wil nou nie hê die vrouens moet kan fokus nie. No. Okay, ek hou hom af. Hoorie, so ek wil nou net 'n opmerking maak. Eintlik my uitgangspunt gee rondom die doop en sakramente. My uitgangspunt is altyd van jy moenie van dit iets maak wat dit nie is nie. En dis wat ek ook baie keer vir mense sê. So ek gaan nou 'n bietjie die week moet sit en dink oor hierdie wat ons vanaand gelees het. En dan wil ek 'n vraag ook vra, want terwyl ons nou so gesit en dink het of gepraat het, toe dink ek aan ek weet die man in die kruis langs Jesus het nooit Bybelskool gehad of sonnaarskool of gedoop nie. En hy is daar in die hemel. En dan dink ek net myself, ons het gesien Jesus word gedoop, wat iemand dan nou gesê het.
En dan weet ons die disippels is gedoop met die Heilige Gees. Maar nêrens lees ons nie, want as dit so 'n belangrike event was om gedoop te geword het met water, glo ek dit in een van die evangelies sou ons daarvan gelees het dat Jesus of iemand, maar dit het eers na die tyd gekom. Maar hoor dit wat ek sê, is dat wie kan jy my sê? Of ons weet, want nêrens lees ons dat die disippels gedoop is nie. Hulle het mense gaan, dis hulle instruksie om mense te gaan doop. Maar ons weet hulle is gedoop in die Heilige Gees. So Johan, ons gaan definitief, en ek hoor iets van jou hart wat sê, nou die sakramentsleer kan mense gebruik ook as 'n stok om jou mee by te kom of as 'n hekkie om jou uit te hou en so dat dit op die ou ende van die dag eintlik iets is wat mens walg of van 'n afstand maak of dat mens nie die volheid daarvan kan ontdek nie. So die doop en die nagmaal vir ons sakramentele verstaan is eintlik 'n bittermooi inneem in dit in en nie veronderstel om sulke hekkies te sit nie. Nou ek het vandag vir Dieter gevra om vir ons 'n module te ontwikkel oor die sakramente. En tot, jy weet, wat is die parameters waarbinne en hoe ver en dit en so aan. So ons gaan bietjie op 'n stadium oor die sakramente praat en kyk watter verskillende perspektiewe is daar. Okay, dan sal ek daai tyd want ek wil nou dit gesê het, maar ek sal daai tyd dan as ons dit behandel, dan gaan ons lekker gesels. Ek het baie gaan. Ja, absoluut. Kan ons 'n 3 ure klas reël, dankie. 'n 3 ure klas, my vriend, 3. Nee, ons sal dit doen op een van die retreats, jy weet, dan het jy genoeg tyd om dit deur te gaan. Okay. Nog iemand? Man, Angie sê iets profound. Okay, Annelies gaan eers praat. Ons is besig met die Heilige Gees in sistematiese teologie. En ons moes vir ons mede lidmate 2 vrae vra. En soos wat ek nou vandag die goeierstuk wat random lidmate vir my gegee het, kom ek agter dat ons verhouding met mekaar moet weerspieël God se verhouding met homself. Die verhouding tussen God die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ja. Ons verhouding moet dit weerspieël. En dit het vir my verskriklik duidelik uitgekom in wat die mense sê, want die vraag is, hoe beleef hulle die Heilige Gees in hulle lewe en in die gemeente? En dit was almal sin, was presies dieselfde, nie presies dieselfde nie, maar baie naby mekaar van God steek sy hand uit. God is hier, hy is teenwoordig. En dis presies wat hierdie is besef God se teenwoordigheid in alles, in die skepping, in jou medemens, in jouself. En ek dink ons vergeet baie keer van onsself. Nou, ek moet vir julle sê, hoe ouer ek word en hoe meer teologie ek lees, hoe meer raak dit vir my waar, of kom ek tot die bewuswording dat al die capacities wat God vir ons as mens gegee het, om te kan beleef en in deel te wees, is sodat ons kan verstaan hoe hy met ons een is en wie en wat hy is. Daarom wys alles na God toe. So ja, ek dink dit is nogal iets wat ek al hoe meer begin besef, die ding van vriendskapsverhoudings, dis iets wat ons moet ernstig na kyk, want God gee dit en wys dit en is dit so. Nee, brilliant. Okay, Koenie, ek luister vir jou. Ja, ek wil graag 'n stukkie skrif deel wat vir my baie naby aansluit wat Maggie gesê het en ook wat Annelies, en dis wat Paulus gesê het in 2 Korintiërs 3 vers 17 en 18. Ek wou nou net vra waar lees jy, nee, maar okay. Is jammer vir daai, is 2 Korintiërs 3 vers 17 en 18. Jy sien, die Here beteken hier die Gees, en waar die Gees van die Here is daar vryheid. In vers 18 is my so mooi. Ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here, want die sluier is van ons gesig af weggeneem.
Ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid wat van ons af uitstraal, neem steeds toe. Dit doen die Here wat die Gees is. Ja. Hy doen dit in ons, nie ons nie. Nie ons nie. Ja. Maar en daai heerlikheid neem toe, né? Dames en here, ons is nie dadelik dit neem toe. Ja. Nee, spectacular. Dankie Koenie, dankie. Max, jy is dan die ene wat amen sê vir die aand. Ja, ek kan nie anders as om dit te noem nie, want hierdie befriend yourself is seker die moeilikste ding ooit vir my. Want soms is jy jou eie grootste kritiek en jy kyk jouself so blind teen al jou foute en al jou sondes en goed wat jy al verkeerd gedoen het in jou lewe en dan dink jy maar, hoe kan die Here my lief hê? So, dit wat Koenie nou net gesê het, is net weer bevestiging dat wanneer sy DNA deel raak van ons, dan is dit sy heerlikheid wat ons eintlik moet sien en nie ons flaws nie. So, ja. Note to self. Note to self. Befriend yourself. Nou dames en here, ek sê vir julle baie dankie. Ek wil net weer noem dat ons 3 van 'n Merwes is hierso. Ons is well presented. Lyk my die Here werk daar met die van 'n Merwes, baie goed. En nee, so mag julle vanaand heeltyd proses aan hierdie en dan sien die van julle wat ek op die retreat sien, dit gaan lekker wees, anders sien ek julle weer daarna en ja, mag jy sommer net vervuld wees omdat hierdie vars en lekker is vir jou menswees. Hê 'n wonderlike aand en DJ sal vir ons hierdie YouTube verwerk so gou as wat hy kan en dan stuur ek dit weer vir julle aan. Alright. Adios, lekker aand. Baie dankie, lekker aand. Lekker aand julle. Lekker aand. Ek besef nou ek gaan nie op julle retreat wees nie, ek sien in die Weskaap. So ja, maar moenie worry nie, ek sal daai vir jou uithou sodat jy dit kan kry, want ons gaan dit opneem. So ja, vrees nie. Awesome. Geseënde aand vir jou hoor. Dankie vir die mooi klas. Dankie jou. Bye. Lekker slaap. Lekker.